Nou, hy is enige Britse en Ierse leeu se grootste nagmerrie. Hy het die derde meeste punte, met ander woorde 749 vir die Springbokke aangeteken en daar is al 'n liedjie oor hom geskryf wat Moras mis nie. Baie welkom by Tussen die Lyne, Morney Steyn. Ag, baie dankie man, dankie dat ek hier kan wees. Ja, hoorie Morney, dis vir ons 'n groot voorreg. Dit is nou regtig waar ons eerste grootste bekendste persoon hierso, so jy is nou die baanbreker. Van hier af gaan dit raak. Ek wil sommer met die deur in die huis val. Dit is omtrent so 3 jaar vandat jy nou jou spelertokse opgehang het. Mis jy dit nie om te speel nie? Nee, ag wat, ek moet sê as mens die Springbok wedstryde kyk, dan mis jy jy weet daai lekker anthem sing en al die lekker dinge, maar ek dink die lekker ding is ek is nog in die rugby oefeninge en rugby dinge elke dag, al by die Lions waar ek nou 'n skopcoach is. So dit help daarom nog dat ek elke nog saam met die manne kan oefen en bietjie kan skop en game daar in die kleedkamer kan wees. So al daai dinge help daarom bietjie. Vat jy hulle partykeer nog bietjie aan? Ag so nou is dit vir my lekker om bietjie te wys ek kan daarom nog ook bietjie nog lekker skop. So dis vir my lekker om saam met Chris en die manne te skop daarso. Ek wil net vinnig gesels oor die Britse en die Ierse leeu's. Daai twee toere, veral net obviously 2009 en dan 2021, was twee van jou grootste hoogtepunte. As mense jou Google byvoorbeeld, is dit wat baie keer 'n eerste oppop. Ek wonder, wat het dit vir jou as speler en ook as mens beteken, daardie twee toere? Ek bedoel, want eintlik is dit nou sinoniem met Morney Steyn en Britse en Ierse leeu's. Nee, ek moet sê dit is ja, is 'n sprokiesverhaal as jy so daarna kyk. My rugbyloopbaan het begin met die Britse Lions 2009 en toe ook geëindig in 2021. So dit is twee, ek wil amper sê noord en suid van mekaar. Die manier hoe dit gespeel was, een was in COVID geweest en een was 2009 was paviljoen vol skare en vol Britse Lions supporters, Springbok supporters en dan ja, die 2021 was 'n leë paviljoen met niemand daarso nie. So dit was twee noord en suid van mekaar wil ek amper sê, maar ja, wat 'n voorreg om twee keer teen hulle te kan speel en my rugbyloopbaan so gebeplan het of so my timing so goed was dat ek begin en eindig met hulle. Staan een vir jou meer uit as die ander ene? Nee, ek dink dit is twee verskillende situasies wil ek amper sê. In 2009 was ek die jong mannetjie wat nie is in die span en 2021 was ek weer die senior tipe oom amper in die span. So ja, maar altyd was vir my ja ongelooflik geweest om ek het 2016 my laaste wedstryd gespeel toe ek oor see was en gedink is die einde en toe ek terugkom 2020 om weer by die Bulle te kom speel, het ek gedink jy weet ek gaan net my rugby kom geniet en Rassie het my weer ingetrek. So ja, ek het nooit gedink dit gaan weer gebeur nie, maar ek het die geleentheid gehad en dit het toe alles mooi uitgewerk. Hoorie so met die 2009 daai skop op Loftus, het ek en my man was in die kar. Ons het oor die radio geluister want ons was erg opveld by 'n troue en ons het na jou wedstryd of na die wedstryd geluister en toe jy daar skop oor sit, moes ons eers aftrek langs die pad letterlik. Dit was 'n sin. So ek wil by jou hoor, hoe het dit vir jou gevoel? Jy weet, voordat jy daai skop moes geneem het, toe jy nou aanloop en toe nou na die tyd. Nee, ek dink dit is jy weet al daai ure op die oefenveld wat jy elke dag insit, daai moeilike en harde sweet wat jy op die oefenveld, jy weet, uitwerk, is vir skoppers soos dit en ek sê altyd vir die jong skoppers of die ouetjies met wie ek werk, dit is hoekom jy so hard oefen. Jy moet jouself onder pressure sit op die oefenveld ook vir situasies soos dit, vir as jy na 'n situasie kom dat dit nie iets niets is vir jou nie. En ja, ons het jy weet altyd daai laaste skop wat jy op die oefenveld skop is vir 'n wen, is vir 'n wen teen Nieu-Seeland, jy weet dis 'n pressure skop wat jouself onder sit. En ja, toe daai penalty, jy weet vir ons gegee het daar op die halflyn toe, was dit jy weet soos ek uitgesien het daarvoor en dadelik by John Smith die bal gekry en jy weet uitgesien na die skop. So dit dis een ding, jy moet altyd jy moet nie in jou dop kruip, sê ek vir jong ouetjies, in die dop kruip en bang wees vir sulke situasies nie. Ek dink dis hoekom jy die ure op die oefenveld jy weet elke dag insit. Toe nou in 2021 het dit vir jou soos déjà vu gevoel. Ja, die groot ding is ek en Eben Etzebeth het nog die oggend by breakfast gesit en toe sê Eben nog of my imagine dit speel dieselfde uit as 2009. En as jy kyk na die game, het dit amper presies so, het ek opgegaan met 20-25 minute oor, vir Roan vervang in 2009 en toe vir Handrey vervang in 2021. My eerste skop was in die regterkant en selfs met 2009 met Jacques Fourie se 3 was ook in die regterkant in die hoek gewees. En toe die wenskop was ook voor die pale gewees. Ek sê dit my net bietjie vorentoe gebring. 2021 vir die ou bene, het geweet ek het nie meer daai krag hê, het my bietjie nader gebring.
Maar ja, as dit presies self uitgespeel en ja, toe die wenskop maak dit soveel beter. Sit in daai cherry on top. Nou, jy het nou gepraat van as jy met die jonger ouens werk en dis daai oefen en oefen en oefen juis vir die groot oomblik. Nou iemand soos Handrey sonder om nou lelik meer om te praat wat nou bietjie af was tydens die Bulle se finaal met die JRC en so aan. Hoe tel mens jouself weer op as jy nou 'n wedstryd of twee slegte skoppe beleef het? Ek dink dit is as jy na enige sport groot ou kyk of na Tiger Woods is, Roger Federer, jy weet al die sportmense gaan gaan uit deur 'n dip. En ek dink die belangrikste is vir die groot suksesvolle ene sal uitkom aan die einde. Hy sal daai goed so vinnig as moontlik agter hom sit. En ek dink dis die belangrikste vir my wat ek gedoen het, jy weet, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, ek dink dis wat Hunter ook gedoen het, om net weer terug na die drawing board toe te gaan, terug na die basics toe te gaan en net die harde ure op die oefenveld weer in te sit. Ja, dit maak vir my sin. Ek rig netbal af en dit's maar baie dieselfde met 'n doel, nê, of 'n hulpdoel en 'n doel wat moet die punte aanteken. En Yes. ons oefen vir die groot oomblikke. Ons het nogal 'n sielkundige wat altyd vir die kinders skree 30 sekondes half om daai pressure op te sit. So ja, dit maak vir my sin wat jy sê. Vertel ons bietjie van jou tyd in Frankryk. Ek dink dit is omtrent 7 jaar gewees as ek reg gelees het. Wat se impak het dit op jou as speler gemaak? Ja, ek dink eerstens vir my en my gesin vir familietyd was nog 'n ongelooflike tyd in Frankryk. Ek dink die Frankryk is 'n moeilike ding met die taal. Jy moet eers die taal agter jou kry. Ek dink dis die moeilike ding vir ons. So vir my die laaste 3 jaar was eintlik die lekkerste toe nou die taal kan praat. My laaties in die skool daar, my laatie jol rugby. Jy maak bietjie vriende met die skoolouers. So ja, af in die veld daar was dit baie keer 'n challenge geweest, maar ek dink op die veld met die tipe spelers saam met wie ek gespeel het. Jy speel saam met Australianers, Fijiane, Nieu-Zeelanders van Italië, Ierland, all over the world. Jy weet kom hulle vandaan, jy speel saam met hulle en jy leer almal se kulture. Ek dink dis 'n lekker ding vir my gewees en ook jy weet die ervaring wat jy optel daar oor see. Jy speel bietjie in ander weer toestande op ander tipe velde. Supporters is anders daarso. So ja, ek dink vir my was dit verseker ek wil amper sê 'n moed vir enige jong ouetjie as jy die geleentheid kry om so iets te doen. Dis so 'n ongelooflike ervaring wat jy optel daarso en die vriendskap wat jy maak. Ek dink dis die groot ding. In jou rugbyloopbaan maak jy soveel vriende en ek sê altyd 'n rugbyvriend is 'n ware vriend en ja, tot vandag toe chat ek nog met baie van die spelers saam met wie ek gespeel het daarso. So nee, ek dink vir my was dit ek was 6 jaar in total daar, so dit was 'n ongelooflike 6 jaar gewees. Ja, my man sê altyd, mens kan by enige plek instap en as jy hoor die ou het rugby gespeel, dan is dit deur, dan is die ys gebreek. Jy het nou eintlik 'n klare bietjie van wat ek nou nog gevra het oor die gesinslewe gesê daar in Frankryk. Jy het 3 seuns, is al 3, wanneer is hulle daar gebore of was al 3 al gebore gewees? Ek dink nie so nie, hulle is nog bietjie jonk, nê. Ja, nee, my eerste ene was hy was 'n jaar en 6 maande gewees toe ons oor is. En ja, my vrou het teruggekom vir al die ander twee se geboorte want jy kry nie meer daai benefits daarvan paspoort of so iets as jy geboorte gee daar nie. So ja, sy het my eerder teruggekom as sy die mense verstaan in haar eie taal en was sy haar eie manier deur daai swangerskap kan gaan. En ja, die laaste enetjie is gebore net einde 2019 toe ons teruggekom het. So ja, hulle het groot geraak daar, as ek sê my laatie het rugby gespeel daarso by die klub. Hy was by Racing Metro gewees en ek was by Stad van Sy. So dis amper asof ek by die Bulle speel en hy is by die Leeu's. En die middel enetjie het ook begin speel daarso. So nee, ek dink vir hulle was dit 'n groot ervaring gewees. Die taal het hulle het leer dit aan so sponse. My oudste mannetjie het Frans, Engels, Afrikaans vlot gepraat. So dit was 'n ongelooflike voorreg vir hulle en net die wêreld wat jy sien daarso, die vakansies wat ons gehou het, die easy travel wat jy daarso jy vlieg 'n uur of 2 dan jy in Spanje of in Ierland of waar jy ook al wil gaan. So nee, ek dink dit was 'n ongelooflike ervaring vir ons hele familie. Jy verwys na jou seuns wat rugby gespeel het daar en as ek nou so op sosiale media kyk, jou seuns speel goed, maar hulle is nie net goed met rugby nie, hulle is goed met cricket ook, as ek nou reg verstaan. Hoe sien jy jouself as is jy 'n betrokke ouer? Ja, verseker. Nee, ek try soveel as moontlik by die games betrokke wees. Skop saam met hulle, oefen saam met hulle, speel saam met hulle. Almal vra dit vir my of jy weet coach ek my kinders elke dag. Verseker nie, ek is nie een van daai paas nie. Ek dink dis
dis meer net om tyd saam met hulle te spandeer, net saam met hulle te speel. Ek dink dis die belangrikste. Jy hoef nie altyd te leer nie, maar net deur jou saam speel en jou saam wees daarso, leer hulle genoeg van jou af. En ja, dan hulle, jy weet, ek gee hulle geleentheid om cricket, rugby, atletiek, enigiets te doen. Ek sit niks pressure op hulle moet rugby speel, hulle moet skop, hulle moet al daai dinge doen nie. Hulle love it en hulle doen dit uit hulle eie uit. Altyd my oudste laaitjie skop in elk geval paale, een speel flyer en een speel center. Die jong mannetjies nou is by die billetjie rugby, so daai paadjie moet ek ook nog eers stap. Maar nee, ek is dit 'n voorreg dat hulle gesond is en sport kan doen. Ons het nou die dag met die voorsitter van die Billetjie Rugby Vereniging SC Esterhuise gesels en hoe sien jy die billetjie rugby? Dink jy billetjie rugby se hele T1 stelsel met die tags en die rips en die goeders, dink jy dit is 'n goeie ding? As jy nou dink aan toe jou oudste seentjie nou in Frankryk begin speel het. Ja, mens kan jou hart lelik oopmaak daarvoor, maar nee, ek is glad nie 'n fan daarvan nie. My laaitjie het in Frankryk begin op 5 jaar oud begin speel, daar sou hulle begin tackle van die begin af. En ek dink net die manier hoe hulle doen, ek dink alles wat jy leer op tag rugby moet jy weer verleer as jy begin tackle. So ja, dis iets wat ek teen dit het. Ek weet min van die kinders hou van die tag rugby. Miskien party ouers hou daarvan as gevolg van beserings en so aan, maar ek dink op die ouderdom wat hulle begin tag rugby speel, is dit eintlik die beste manier om te leer tackle, waar jou kop te hou, hoe om te tackle, hoe om jou lyf in kontaksituasies te sit. En nou as ek sê, alles wat jy leer by tag rugby moet jy nou verleer as jy begin tackle. So nee, ek is nie 'n groot fan daarvan nie. Dit is nogal interessant dat jy dit sê, want ek was 'n baie lank graad 3 juffrou, met ander woorde onder 9 laaitjies en hulle wil dan hulle kan nie wag om te begin tackle nie en hulle kan nie wag om te begin scrum nie. En die afrigters by die skool waar ek betrokke was, het altyd gesê dit is die grootste uitdaging is om nou hierdie ouens nou moet hulle al hierdie hulle moet die tag verleer en hulle moet nou kan luister van scrum en reg tackle en dit sit hulle eintlik 'n bietjie terug. Maar goed, dit is nou ons opinie ten opsigte. Ja. My oudste dogtertjie het haar hele graad 1 loopbaan haar sweetbakke stikkend getackle elke liewe pouse. Want obviously sy het nou nie rugby gespeel nie, maar pouse het sy. So as hulle ene kan oorleef het, dan kan hulle dit seker mos maar oorleef. Maar in elk geval, hoor jy nou ten opsigte van druk, jy wat nou ek is nou nie seker hoe oud is jou oudste seun nie, maar by die laerskool waar hulle nou is, byvoorbeeld, sien jy dat ouers die kinders so druk en jy het nou gesê jy's nie voorstander nie. Dink jy daar's 'n plan wat ons kan maak dat mense dit nie meer doen nie of dink jy dit is maar 'n natuurlike ding en die kompetisie wat net so groot is tot buite? Ja, ek dink dis ook 'n teerpunt vir alle ouers deesdae op laerskool en hoërskool wat ek amper sê, maar ek dink laerskool, jy weet ek sê altyd die genot van rugby is vir my asof dit weggegaan het. As jy kyk deesdae die laerskool rugby, die onder 13 rugby raak 'n professionele setup. Die druk wat van die coaches kom net om te wen, alles gaan oor wen. As jy na skole kyk, alles gaan oor wen. Die geleentheid wat hulle elke speler gee is nie altyd met dieselfde as ek sê altyd die top 5 of die top 6 ouetjies in die rugby span of cricket span, want daai ouetjies is gewoonlik die top atlete, die top cricket en die top rugby ouetjies. En die ontwikkeling of alles word net half om daai groepie gemaak. As jy kyk na 'n cricket span, is die top 5 ouetjies wat bat, daai selfde ouetjies bul. In die rugby span is die ouetjies kop paal en ouetjies kop lyn. Hulle doen meeste van die goeie. So ek dink die ontwikkeling van die 1 tot 15 in 'n rugby span is nie altyd daarso nie. En die druk wat van die ouers afkom, as ek nou kyk hoeveel ouetjies ek moet help met skoppe wat 8 jaar oud is, 9 jaar oud is. Ouetjie wat vir my vra vir scrum coaching, hy's 8 jaar oud, maar hy soek nou al scrum coaching. So daai genot in die rugby het vir my uitgegaan. Dis so amper sê groot kompetisie, weet. As jou kind nie A-span speel nie, is dit die grootste ding amper die einde van sy rugby loopbaan want hy speel nie A-span nie. So ja, as jy kyk na hoërskole, ek dink hoërskool rugby is amper groter deesdae as die Currie-beker. As jy kyk na die hoeveelheid mense wat dit kyk, die manier hoe skole die rugby stelsel dryf, wil ek amper sê op skole is 'n professionele setup. So nee, ek dink net die druk van ouers af, van skole af, net om te wen. Ek het nou my neef vir die naweek 'n bietjie by my kom kuier. En die kompetisie in die Kaap of die liga wat hulle in die Kaap speel, het hulle alle bekers weggevat, klink dit vir my. En ek dink dis ook 'n groot ding want jy weet as
ons net die beker wen nie, is die einde van hulle rugby loopbaan. Ek sê by ons ook as oukies net 'n final verloor, huil hulle asof dood in die familie is asof die einde van hulle rugby loopbaan is. So ek dink daai hele ding van jy weet speel vir 'n beker, alles gaan oor om die beker te wen. Ek dink dit speel ook 'n groot rol wat mens daai bietjie kan minder maak, die druk bietjie kan minder maak as jy dit kan doen om die bekers weg te vat en net vir die van te speel. Dink jy daar's 'n korrelasie tussen die druk wat die kinders ervaar en beserings? Want ons het met Bron Pretoria gesels wat die onder 18s van die Bloubulle Kruiwenweek nou afgerig het. En hulle het 'n verskriklike hoeveelheid beserings gehad. Ek dink 7 ouetjies is beseer nog voordat die Kruiwenweek begin het. Weet en toe het ons ook 'n gesprek gehad van maar is daar nie te veel rugby nie en dan die druk, nê? Dink jy daar's 'n korrelasie? Ek dink net as ek kyk nou na my laities, jy weet, die ouetjies op skool doen of al op laerskool, jy weet, hulle doen alle sport. Hulle doen rugby, cricket, atletiek, van hulle jol nog hokkie ook. En dan ek kyk nou by ons, jy weet, op die oomblik moet jy cricket oefen, jy moet rugby oefen en jy moet atletiek oefen. So ek dink die rus vir die kinders is glad nie meer daarso nie. Ek check as hulle nou 'n aftyd het of vakansie het, kry hulle 'n program om te gaan doen. As hulle terugkom word daar toetse en goeders gedoen. So as ek nou nog gesê dit raak 'n professionele setup en ek dink die kind wees van die kinders deesdae is nie meer daarso nie. Kind kan nie net 'n gewone kind wees meer en buite speel, net lekker vakansie hê en homself kan geniet nie. Maar as ek sê, die oefeninge raak amper soos 'n professionele Currie-Beeker span as jy kyk na onder 13s, onder 12s, onder 11s op my laaitie is. So die hoeveelheid oefen, ek dink ek het nou met 'n fisio ook gepraat met Karen Gibbs ook en hulle sê net die kinders word oorlaai met oefeninge. Hy by die rugby doen hy fiksheid, dan gaan hy atletiek oefening toe, dan doen hy fiksheid daar. Dan moet hy nog cricket oefen in die aande tot 6:00 toe. Daar hardloop hulle ook. So ek dink beserings gaan verseker 'n rol speel as hulle nie die kinders ergens net 'n breek gee nie. Hoorie so en jou vrou, hoe voel sy oor jou seuns wat nou almal so lekker sportief is? Sy het gedink toe ek klaar met rugby, het sy gedink die toere en die dinge is verby, maar soos die hele vakansie wat ons nou was ons, jy weet, 2 weke weer op toere gewees saam met die kinders met die cricket en langs hulle veld en goeders, maar ja, ek dink is 'n voorreg, soos ek nou gesê het, vir jou kinders om goed te kan doen in sport en om gesond te wees, ek kan rondhardloop. So nee, ons geniet dit. Ons traai by alle games wees, ons traai hulle support waar ons kan en ja, dis vir ons net lekker om nou bietjie na hulle games te kyk waar hulle altyd, soos my vrou altyd na my games gekyk het, sit en kyk en support ons hulle nou. Ek moet net hierdie vertel. Lank gelede, jy was nog by die Bulle, toe het ek by Sebastian Roffman geboks in sy boksgym. En hy het eendag daar verbygeloop en vreeslik vriendelik gegroet. En al wat ek vir jou kon sê is, hoekom is jou kinders nie in hierdie laerskool nie, maar in die laerskool waarin hulle is? En toe was jou antwoord wat my vrou het so gesê. So ek is baie bly dat ek myself 'n bietjie kan redeem en ordentlik met jou gesels. Maar ja, almal het my vreeslik gespot oor dat dit nou is wat ek nou gevra het, maar okay, ek is nou uit die onderwerp gemaan. Ek wil gou terugkom na toe jy nou 2020 teruggekom het Bulle toe. Hoekom het jy teruggekom Bulle toe as sulks? Want ek bedoel, jy was in Bloemfontein op skool, jy het wortels in die Kaap. Was dit die enigste opsie of was dit waar jy wou gewees het? Ja, ek het maar 'n kans gevat. Ek het klaar gemaak in 2019 het my kontrak klaar gemaak. Ek was 'n medical vir World Cup joker gewees vir Nicolas Sanchez. So jou kontrak is net 6 maande tot na die World Cup, wat as hulle terugkom, dan maak jou kontrak klaar. En ja, ek het 'n kans gevat, maar ek het gesê kom ons gee 'n kans, kom ons bel die Bulle en kyk of ek weer daar 'n plekkie kan kry. En ja, binne 'n halfuur toe Pote Human wat coach was daai tyd my teruggebel en gesê nee, hulle is verseker oop om my terug te kry en ja, ek wou nie, jy weet, ek's 'n groot loyaliteit. Ek hou van loyaliteit, so my ding was nie vinnig om terug te kom net Suid-Afrika toe, ek sou graag Bulle toe wou gekom het. En ja, ek wou nie graag na 'n ander unie toe gaan op baie oomblik nie. So ja, ek het nog teruggekom en nog 4 jaar kom speel hier by die Bulle wat ja, 'n goeie einde was. Ek sê daai hele sirkel is voltooi. Ek het begin by die Bulle 2003 en ja, klaar gemaak 2023. As ons nou na die hede kyk, jy's nou tans by die Lions betrokke. So wil jy nie vir ons meer uitbrei oor jou rol daar nie? En soos jy nou ook genoem het, is jy nou 'n bietjie verdeel tussen die twee unies, tussen die Bulle in jou hart en die Lions in jou kop of hoe werk dit nou? Ja, ek mis altyd 'n sagte plekkie vir die Bulle. Soos ek was 14 jaar in total gespeel daarso vir hulle. So is sal altyd 'n sagte plek hê daarso. Daar was maar ander redes hoekom ek nie daar gecoach het nie. Ander redes waar ons 'n ander dag kan oor praat, maar
Ja, ek het vandat ek klaar gemaak het die Leeu's, Ivan van Rooyen, Cash het na my toe gekom en gesê hulle sal my graag daar by hulle wil hê. En my antwoord was dadelik geweest ek sal eers by die bulle wil bly, so ek wil net eers my dinge kyk. Hy het my die geleentheid gegee om te kyk hoe my dinge uitwerk en ja, dinge het toe nou nie so uitgewerk nie en hulle het my dadelik 'n offer gemaak en ja, tot vandag toe is ek nie 'n dag spyt ek's daartoe nie. Ek is op die oomblik skopafrigter daar. Raak bietjie meer betrokke by die attack saam met Ricardo Loubser en Jacques Fourie met die defense en so aan. So ons almal moet sê 'n lekker coaching staff, ons almal werk lekker saam, lekker groep ouens. So nee, ek geniet elke oomblik daarso. Ek betoer nou bietjie meer saam met hulle. Ek was eintlik nie op die toere gewees die laaste 2-3 jaar nie. Maar ja, ek begin 'n bietjie meer weggames saam gaan, toer saam met hulle, raak bietjie meer betrokke. So nee, is vir my lekker. Is vir my lekker as ek nou nog gesê het om nog in die rugby dinge te wees en ja, elke dag op die oefenveld te kan wees en jou droom te kan uitleef. Werk julle dan of jy dan nou werk jy net met die senior spelers of werk julle met die hele spektrum? Ja, mens probeer met die hele spektrum werk. Ons tye werk nie altyd saam met die 120s en die Currie op die stadium. Maar ja, ek draai met almal, jy weet, die Elzaden Felix en die ouetjies wat by 120 is, alle ouetjies draai mens mee werk. Ashim Piet wat ook by die jong ouetjies was, te laas jaar ook mee begin werk. So jy weet waar mens kan, as jou tye is ek daar vir almal. Ek werk met almal, maar meestal met die seniors omdat ek elke dag by die URC groep is en URC span is. Werk ek elke dag met hulle, maar ja, as die tyd dit is, dan is daar 'n uur of 'n tyd in 'n dag waar al die skoppers na my toe kom en ek werk met hulle almal. Hoorie so, jy het nou Piet se naam genoem. Yakin Ahmed wat nou baie goed gespeel het vir die junior bokke en dan Wusi Moyo, Sasha, selfs Andre nog in 'n groot mate. Wat dink jy van ons losskakels tans in Suid-Afrika? Dink jy ons is op die regte pad? Ek dink as jy kyk na ons hele junior stelsel, die hoeveelheid spelers wat daar is, die kwaliteit wat daar is, nee, dink ek daar's 'n gesonde future vir ons. Ons juniors doen elke jaar goed. Die ouetjies wat nou daar is, ou so Sasha, ek's 'n groot fan van Sasha. Ek dink hy's nog 'n paar jaar wat voor lê vir hom. Andre altyd is op sy knoppie druk, soos nou het ons weer gesien die naweek. Hy's ons ek wil amper sê ons standvastige flyer wat jy op kan vertrou altyd. Maar dan is ou soos Mani daarso, ou soos Chris Smith by die Bulle wat vir my ongelooflik by die Lions wat ongelooflike seisoen gehad het en goed gedoen het. Hy's verseker een van die top losskakels in Suid-Afrika. En ja, dan soos ek gesê het ons juniors, jy weet daar's oor genoeg van hulle. So ja, ek dink die jare wat voor lê, die World Cup volgende jaar, jy weet gaan ons weer 'n goeie World Cup hê en ek sien uit na 'n lekker paar jaar wat voor lê. En dan wonder ek nou net, want ek is ook nou ma en mens ry rond en mens agter die kinders aan en jy doen alles. So die ryery Johannesburg toe vir die oefenery en dan by jou kinders uit te kom, dis maar 'n balansoefening, nê? 'n Balanseeroefening. Ja, ek dink die lekker ding is ons coaches gym elke oggend saam. So ek ry al 5 uur, so ek ry voor die verkeer, ry ek Johannesburg toe. En dan oefen en gym ons bietjie daar saam, Sondag bietjie saam en dan begin ons eerste meeting hier by 7 uur se kant. En dan meeste van die dae is ons hier 1 uur 2 uur se kant is ons klaar. So ek dink dis wat dit lekker maak op by die Leeu's ook. Jy weet almal weet van die verkeer, almal is nie om die stadion naby nie, so almal het 'n entjie om te ry. So ek dink die lekker ding is ons ry voor die verkeer en ons kom voor die verkeer weer terug. So ja, die gery het ek nou dag van Loftus af wat 10 km van my huis af is, 35 minute gery en ek ry 35 of 40 minute Johannesburg toe ook. So dis maar dieselfde, is maar net die distance, maar nee, goed, dis nie 'n probleem vir my nie. So ek sê ek geniet dit elke dag daar saam met hulle. So mens moet maar geniet waar jy werk. Ja, en ek dink nogal as ek reg is, julle span dokter Genis kom ook van Pretoria af. Nee, want hy sy praktyk by Loftus. Ja, daar's 'n paar spelers, ou soos Chris Smith, Nico Steyn, Wessel Roo wat ook een van die coaching staff is, ja, Dr. Genis, almal, daar's 'n paar wat vanaf kom, so van die ouens te saamry klap, ek en Roan ry op partykeer saam, so ja, mens deel maar partykeer in en kyk of jy mekaar kan tegemoet kom met die te veel ryery. Ja. Hoorie so, ek weet tyd is kosbaar, so ek het nog so een vraag. Jy het nou die dag verjaar en as jy nou terugkyk op jou loopbaan, en ek het nou die somme gaan maak, so wat sal 42-jarige Morney graag vir 20-jarige Morney wil sê? Jy weet wat se raad sal jy vir Nee, glad, ek dink as jy sien hoe vinnig die rugby loopbaan verbygaan en ja, ek was daarom 'n voorstander van dat jy weet
jy moet geniet wat jy doen. Jy moet elke oomblik geniet op die oefenveld, op die speelveld, af van die veld af. Jy moet elke oomblik geniet want dit gaan so vinnig verby. En die senior ouens het dit altyd vir jou gesê. Ewen nou, jy wat kinders ook het, hulle sê altyd jou kinders raak so vinnig groot, jy sien as hulle uit die huis uit. My oudste een is al klaar graad 8, klaar in die hoërskool, so jy weet al die dinge wat die mense vir jou sê en die ou oomies altyd vir jou sê van jy moet elke oomblik geniet, die tyd gaan vinnig verby. Wil ek vir elke rugby speler ook sê daarso, geniet elke oomblik. Ek sê altyd vir die ouetjies, geniet die handtekening wat jy nou uitdeel, al is dit baie keer frustrasie. Geniet dit. Want een van die dae is dit verby en dan sit jy in 'n restaurant en jy hoop almal kom vra vir jou handtekening terwyl hulle nou vir 'n Cheslin en 'n Kurtley en 'n Andre en daai manne vra. So nee, geniet elke oomblik en is 'n voorreg, jy weet jy het talente gekry by die liewe Vader, so gebruik dit op die oefenveld, geniet dit op die oefenveld. Jy gaan dit eendag mis as jy klaar is. So ons het nou die eerste stuk van hierdie nasies of ja, Nations Cup gesien en Rassie het heeltyd die span geroteer. Wat is jou opinie ten opsigte van dit? Dink jy dis 'n goeie ding veral nou met die All Black Tour wat een van die dae begin? Ja, ek dink as jy kyk na Rassie se planne werk altyd uit. Mens dink altyd hy gaan uit die boks uit en hy dink uit die boks uit en dis verseker hoe Rassie is. Ek dink hy sit op 'n next level as jy kyk na sy voorbereiding, sy beplanning en jy weet hy's altyd 'n stap of twee voor die ander coaches. So nee, ek dink Rassie, jy weet Rassie toets, jy kan nou gesien het, hy kon 2-3 spanne in die veld gestoot en enigeen kon enige span gewen het. So ek dink die diepte wat hy het, die kwaliteitspelers wat hy het, jy weet is tel so in sy guns. En ek dink hy het almal getoets. Ek dink Rassie het verseker 'n plan. Hy sal nou in Nieu-Seeland ingaan met die regte span, met die regte ouens en ek dink jy weet op die ouend als beplan vir die World Cup volgende jaar. So ek dink hy toets outjies nou. Nieu-Seeland gaan hy verseker sy sterkste span speel en dan dink is daar nog genoeg tyd vir voorbereiding vir die World Cup en jy weet ek dink die ouens oefen en speel soveel saam. Laat die enige span wat in Nieu-Seeland gaan speel 'n kwaliteitsspan sal wees. As ons gou oor die All Blacks praat, want jy het ook nou al, was jy ook nou al die All Blacks se nagmerrie gewees en het alleen al die punte aangeteken. Ek wil by jou hoor, wat is jou opinie? Dink jy of eintlik wil ek hoor, wat is jou opinie oor die toer van die All Blacks wat nou Suid-Afrika toe kom? Dit is nou letterlike toers soos van ouds teen die provinsiale spanne ook. Dink jy daar's groot waarde en dan natuurlik die All Blacks wat bietjie anderser speel op die oomblik. Weet hulle hou bietjie die bal vas en bal in hand en so aan. Ek dink jy dit is coach Rennie, né? Wat se planne het hy? Gaan hy vir Rassie probeer troef? Nee, ek dink jy weet dit is altyd lekker om jouself te meet teen die beste in die wêreld. Is altyd 'n toets gewees teen Nieu-Seeland. Ons kom al 'n lang jare wat ons aardsvyande is en kwaliteit rugby te mekaar speel. So ek dink hierdie toer wat opkom is 'n ongelooflike ding weer. Die lekker ding vir my is die games wat teen die Unis ook gespeel word. Teen die Lions en die Bulle en die Stormers en die Sharks. Ek dink dis ook 'n lekker ding vir die ouetjie wat nie in die Springbok setup is nie om nog steeds teen die All Blacks te kan speel. Dit sal altyd, jy weet, in hulle memories bly. So nee, ek sien uit na 'n lekker toer. Ek dink dit gaan 'n tawwe game wees soos jy gesê het Nieu-Seeland. As jy kyk na al die games, Nieu-Seeland, Australië, Ierland, jy weet almal begin goeie rugby speel. Nieu-Seeland, jy weet is altyd, jy kan hulle nooit afskryf nie. So is 'n interessante toer wat opkom. Maar ek dink weer eens as ek nou gesê het, ek dink 'n ou soos Rassie sal planne hê vir hulle en ja, ons back net vir Rassie en ons weer die regte planne sal uitgevoer word. En ja, ek sien 'n goeie toer vir Suid-Afrika wat opkom. En dan natuurlik jou opinie oor wêreldrugby, net so in die algemeen. Kyk, dit voel vir my persoonlik die ure het ons kaartjie. Weet ons wen die All Blacks en dan kom ons by die ure en dan is dit so ja, ek weet nie, dink jy die wêreldranglys wat op die oomblik uit is, weerspieël dit die ware prentjie van wêreldrugby? Kyk, ons is eerste, dit is reg, maar Dis die belangrikste. die belangrikste, ja. Nee, ek dink as jy kyk na soos ek nou gesê het, ek dink al die spanne raak beter elke jaar. Hulle begin, jy weet die gameplan wat ons speel met die hoë skoppe, almal raak beter in die contesting en die high ball catching in die skoppe wat hulle ook skop. So jy weet almal gaan na daai tipe game toe. Maar ek dink dit is jy weet elke span raak elke jaar al hoe beter as jy kyk na
Fiji, Japan, al die spanne raak al hoe beter, Engeland, Ierland. So jy kan, ek dink die volgende jaar se World Cup kan jy nie een van hulle afskryf nie. En ek dink dis wat so 'n gesonde World Cup vir ons volgende jaar gaan bring, jy weet. Ek kan amper sê daar's nie 'n swak span in die World Cup nie. Elke game gaan 'n tawwe game wees. Maar weer eens, ek dink Suid-Afrika op die manier hoe ons nou speel, voel net vir my as op die veld gaan voel of ons nie kan verloor nie. Ons is 16-11 of 14-11 met Skotland, die full tight en dan op die einde wen jy met 20-30 punte. So jy weet, ek dink hulle planne en hulle dinge, die manier hoe hulle speel werk op hierdie oomblik vir ons. Ons scrums werk, ons scrum vir penalties, ons high ball catching en contesting is net op 'n next level. So ek dink ons kan aanhou by dit en dit net nog steeds kan beter raak en dit sal die ander spanne ons nie vang nie. Corneille, en dan laaste vraag van my kant af. Die vroue rugby. Dit is besig om vreeslik te ontwikkel en ons vroue het nie sleg gedoen teen Amerika nou toe in die twee wedstryde wat hulle teen hulle gespeel het nie en hulle gaan ook 'n kans kry om teen die All Blacks te speel of die Black Ferns te speel. Wat is jou opinie oor Suid-Afrikaanse vroue rugby? Ja, vir my, ek dink as jy kyk na al ons, jy weet, vroue sport in Suid-Afrika, as jy kyk na ons cricket, hoe goed doen ons cricket deesdae, ons rugby, hoe great doen hulle ook deesdae. So nee, vir my is dit, jy weet, dit raak groter. Ek dink op skole, ek dink die vroue rugby is nog nie lekker in skole nie. Ek dink dit gaan binnekort begin vlam van daar. Maar ek dink hoe jonger hulle ook begin vir die girls wat wil rugby speel, jy weet, moet daar geleentheid wees vir hulle. Hulle kan nie wag tot op universiteit eintlik eers om te begin rugby speel nie, as hulle na daai kant toe wil gaan. So nee, vir my, ek dink as jy kyk na ons alle sport in vroue raak beter elke jaar. So ek dink is 'n goeie ding vir ons. Ek dink as jy kyk Engeland, Nieu-Seeland, jy weet hulle vroue rugby is op topstandaard, Australië. So ek dink ons is op pad, ons op die regte pad en ons beweeg in die regte rigting, dink ek. Ja, ek het nogal interessant gehoor. Hulle het alreeds 92 dogtertjies ingeskryf vir volgende jaar se billetjie rugby dag op Loftus. So ek dink dit gaan baie interessant raak. Ja, hoorie, dit is aan al van my kant af.